'n Man het eendag vir my gesê hy het baie goeie werkers, maar hy sal dit nooit vir hulle sê nie, want dan wil hulle meer geld hê. Tog is dit so dat as ons gedurig die boodskap kry dat dit wat ons doen nie goed genoeg is nie, die lewe vir ons baie onaangenaam word. Navorsing het jare terug bevind dat mense nie ten eerste vir geld werk nie. As hulle erkenning en waardering kry, is hulle gelukkiger en meer gemotiveerd as wanneer hulle baie geld kry by iemand wat hulle in alles afbreek en vir hulle sê dat dit wat hulle doen nie goed genoeg is nie. Ons het almal by geleentheid erkenning nodig. Ons het almal nodig dat iemand vir ons soms dankie sê en waardering het vir wat ons doen. Dit bou en bemoedig ons. Daarom kom ons ook baie verder met opbouende en positiewe woorde as met negatiewe en afbrekende woorde. Ongelukkig lewe ons in 'n stikkende wêreld waar ons oorlaai word met negatiewe en afbrekende woorde en dade, en dit maak ons baie onseker. Daarom soek baie van ons gedurig erkenning van ander en word ons veel eisend, omdat ons nie genoeg erkenning kry in 'n omgewing waar mense eerder negatief as positief praat nie. Wat maak ek as ek agterkom ek is baie afhanklik van die goedkeuring en mooi woorde van ander mense? Wat maak ek as ek agterkom ek begin leef vir die goedkeuring van ander mense en God kom nie meer eerste in my lewe nie? In Filippense 1 vers 21 sê Paulus dat die lewe vir hom Christus is en sterwe wins. Hy leef dus nie vir die goedkeuring van mense nie, maar vir Christus, want in Christus alleen is ware lewe. Ek moet dus 'n keuse maak dat Christus alleen vir my genoeg is en ek vir hom goed genoeg is. Leef jy vir die goedkeuring van mense of het jy al gekies om met alles wat jy is vir Christus te leef? Maak nie saak wat mense sê nie.